Desember 2025, ons is hier in Witbank in die ooste kant van die land. Dis hier waar die wyse manne vandaan kom. En ek wil net graag vir die wat inluister vanmôre of inkyk na hierdie uitsending, dat julle kan hoor hoe passievol is 'n gemeente wanneer hulle vir Vader Jahwe 'n reuse applous gee. Kan ons vir die koning 'n applous gee? Ja, prys hom. Laat dit juig. Ons tema vanmôre is mensgeskepte alternatiewe. Mensgeskepte alternatiewe. Nou, ons gaan lees uit, moenie blaai nie, Genesis 16 en ons gaan in Genesis 17 aanhaal en ons gaan in Galasiërs 4 aanhaal, maar los jou skrifte vanmôre net so bietjie en dan sit jy jou hart hierso neer. Laat ons met mekaar pad langs kan praat en net vir u mooi verduidelik wat het oor ons pad gekom. Nou, die eerste ou wat 'n alternatief aangebied het, was die Satan. Hy het vir Adam, die paartjie, hulle is Adam, gevra, is dit so? Toe skep hy 'n alternatief. Nie waar nie? Want hy sê, as julle na my raad luister, sal julle word outaal net soos God. Hy het eintlik van homself gepraat, is dit nie? Want hulle is geweet, hulle is na die beeld van Vader Jahwe geskape. Is dit reg? Ag, jy moet 'n bietjie saamlewe vanmôre, toe. Dis hy. Nou, die gevaar van haastige geloof. Ons gaan eers gou-gou met julle daaroor praat. Onthou, ons is met alternatiewe besig. Ons gaan net nou so 'n bietjie weier daaroor praat. Daar is 'n gevaar wat nie van buite afkom nie, 'n reuse gevaar. Hy kom van binne af. Hy kom uit eie kern, hy kom uit jou eie hart, uit jou eie menswees. Dis nie vervolging nie en dis ook nie aanvalle van buite af nie, maar die ding wat by elkeen van u sit en by my ook, is die probleem met ongeduld. Vra maar net vir die boere as hulle met 'n taxi sukkel. Dan blom ongeduld, hoor. En hulle praat in 40 tale, net so. Dis ongeduld. So dis nie 'n vyand wat van buite af kom. Hy word nie van buite af aangeval nie. Ongeduld is 'n ding wat in jou binnekant ontstaan. Nou, ons moet verder praat oor hierdie ongeduld. Die grootste bedreiging vir 'n verbondslewe in die tyd waarin ons is ongeduld. Nou, as daar ooit 'n volk op die aarde gebore is dit die boervolk. Haar nasionale pakket is ongeduld. Praat maar met die manne, julle sal hom gou hoor. Groot ongeduldigheid. En weet jy wat, dit is toe nou nie uit die Satan uit nie. Wat 'n verligting. So ons kan 'n plan sien met ongeduld, maar ons sukkel 'n bietjie om met die Satan plan te sien, is dit nie? Ja, so ons kan met ongeduld dan op 'n baie mooi manier werk. Maar ongeduld maak dat jy 'n alternatief skep. Is dit nie? Nou die manne sal weet waarvan ek praat. As jy 4 bande op jou voertuig sit, moet hulle almal ewe groot wees. Maar nou het jy 6 papwiele gekry. So jy het 2 onmaatswiele, dan sit jy een links voor en een regs agter. Jy skep 'n alternatief want jy moet aan die ry kom. So dis 'n skewe ding wat jy mee ry, maar dis 'n alternatief. So ongeduld maak dat jy 'n skewe alternatief in plek sit. Dit reg. Of as die ding nie wil vashou nie, vat jy tang en draad
en jy maak hom met tang en draad vas, dis 'n alternatief, want jy wil asseblief net aan die gang kom, want die hele tyd is dit ongeduld wat met jou werk. Lang storie. En maar, ons kom in 'n plek, ons het net nou gepraat oor haastige geloof, want die geloof wat ons mee besig is, sleep voete. Kyk hoe lyk die plek. Alles val uit mekaar uit. Hierdie geloof werk nie meer nie. Daar sit 'n ongeduldigheid in ons binnekant. En wat doen ons? Ons skep 'n splinternuwe geloof. Al is dit 'n onmaatsding. Maar ons probeer Vader uithelp en ons weet nie waar hy nie, ons weet nie hoekom tree hy nie in nie, ons weet nie hoekom los hy die Satan laat hy ons so boelie nie, ons is met 'n klomp ongeduldigheid besig. En nou, jy moet nie vir my so kyk nie, asof jy nie skuldig is nie. Is ek alleen skuldig vanmôre hier? O, baie dankie, nou voel ek beter. Nou, miskien moet ons Vader Jahwe in hierdie tyd, terwyl hy met sy oordeele besig is, met sy tigtiging besig is ons ongeduldig, want dit gebeur te stadig. Die ongeduld vreet in ons binnekant en ons sê, kom ons help Vader 'n bietjie uit. Kom ons sit 'n weermag op hulle voete, man. Kom ons doen nie goed, kom ons doen goed hierso, want Vader sleep voete. Dis ongeduld. In die proses skep ons die verkeerde alternatief en elke keer kry ons 'n pak slaag. Hierdie boervolk se geskiedenis het by Bloedrivier begin. Dis waar sy gebore is, op die 16de Desember 1838. Sy is eers gebore na sy 'n verbond met Vader gemaak het. Toe kon sy gebore word. En daarvandaan af het sy elke keer probeer om Vader uit te help met die verbond. En elke keer het sy die verkeerde alternatief daar gestel. En elke keer het sy 'n pak slaag daaroor gekry tot vanmôre toe. Dis mensgeskepte alternatiewe. Vader sê ek sluit met jou verbond dat jy vir my 'n volk sal wees. En sy het dit nie gedoen nie. Sy het 'n alternatief voorgestel. Nou, u moet nie my so sit en kyk asof dit vir u nuus is nie. U dan binne in die alternatiewe groot geword. En al hierdie alternatiewe wat gebou is, het vir ons net mooi nêrens gebring nie. Die ergste daarvan is, dit het nie eers Vader se naam op ons lip teruggebring nie. Die alternatiewe. Nou, waar het dit begin? Ons gaan so 'n bietjie teruggaan in die verlede, daarna Abraham en Sara toe. Jy weet, Vader sê in Genesis 16 en 17, sê hy byvoorbeeld die volgende vir Abraham. Hy sê, Abraham, Sara gaan vir jou 'n seun baar. Hy sê, ja, hy sê, kan Eliezer nie my erfgenaam wees nie. Eliezer was sy lyfknegt. Nee, sê Vader, die een wat uit jou liggaam gebore sal word, hy sal jou erfgenaam wees. Hierdie een is moeilik, jy weet. Hy kan vir Vader sê, u verstaan my hart, maar my ou vrou is oor die wal. Ek meen, dis nie menslik moontlik nie. En dan sê Vader vir hom, Abraham, ek sal Sara besoek. Julle hoor nie wat ek vir u sê nie. Ek sal Sara besoek. En sy sal swanger wees. En sy sal 'n seun baar. En Abraham, jy moet hom Isak noem. Jitsag beteken vreugde. Ek lag, blydskap.
Sy het nie gelag omdat dit onmoontlik is nie. Sy het gelag van 'n blydskap wat met haar gaan gebeur. En dit is hoekom Isak se naam Jitsag moes wees. Nou, hulle het seker nou 'n bedparlement gehou die aand en hulle deel hierdie ding. En sy het sekerlik vir hom gesê, "Ai my ou man, dis 'n goeie vooruitsig, maar dit gaan nie waar word nie. Dis nie menslik moontlik nie." Toe skep hulle daar binne in hulle tent 'n werkbare alternatief. En hierdie alternatief se naam was Hagar. So wat doen hulle? Hulle vat die verbond uit Vader se hand, hulle skep 'n alternatief, 'n parallel langs die verbondspad en hulle begin met Hagar werk, wat met Vader niks te maak gehad het nie. En dan sê Vader vir Hagar, hierdie kind wat jy gaan baar, jy moet hom Ismael noem, teenoor. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. Dit staan in jou Bybel geskrywe, hoekom glo jy nie wat daar geskrywe staan nie? Want elke keer as ons 'n alternatief gebou het, het ons 'n Ismael aan geboorte gegee, en elke keer was daar verdeeldheid, elke keer was daar mislukking, elke keer was daar oorlogvoering in die eie laar oor die Ismael wat gebore is. Ons geskiedenis is vol geskryf van hierdie gemors, hierdie alternatiewe, hierdie Ismaels aan wie ons geboorte gegee het. Die NG Kerk is 'n Ismael, die hervormde kerk, die dopper, al die kerke akkommodeer ongerigtigheid voor die aangesig van Vader Jahwe. Dis 'n teenoording, u hoor nie wat ek vir u sê nie, dis 'n Ismael ding. Dis nie 'n ding wat Vader geskep het nie. Hy het sy volk eenkant toe geroep. Hy het sy volk bymekaar gesit. Hy het gesê, jou het ek uitverkies uit al die volke wat op die aarde is om my eiendomsvolk te wees. Hy sê, ek het my naam oor julle uitgeroep. Die ding hier buite is 'n Ismael ding. Dis 'n ding wat gebore is uit jou en my voorouers se alternatiewes. Met ander woorde, ons het 'n menslike plan ontwikkel vir 'n goddelike belofte. Vader huiwer om sy belofte na te kom. Ons skep vir ons 'n alternatief om hierdie belofte in aksie te plaas. En dis die rede waarom ons vandag in die noute sit, oor ons alternatiewe wat ons geskep het, en die Ismaels waaraan ons geboorte gegee het. Lekker punt om die jaar mee af te sluit. Ja, want ons moet nou opstaan, man. Ons moet ons oë op Vader kry. Ons moet 'n goddelike nikkerigheid bou. Want ons is so spesiaal eenkant neergesit. Sê vir my, is daar iemand vanmôre wat nie spesiaal voel nie? Kan ek net hoor? Kan ek, waar is die hande? Kan ek hoor? Voel jy spesiaal vanmôre? Afgesonder? Ja. Net een het 'n hand opgesteek, prys sy naam. Vader Jahwe het 'n belofte gegee. Nou hoor, hy maak 'n belofte van 'n seun. Dit reg? By Abraham. Hy maak 'n belofte van 'n seun. Dis nie al nie. Hy maak 'n belofte vir 'n nageslag. Dit reg? Hy maak 'n belofte van 'n volk met 'n verbond. Hoor jy dit? Hoor jy dit? En toe die jare verbygegaan, toe word dit nie 'n werklikheid nie. Toe skep Abraham en Sarah via Hagar wat? 'n alternatief. Hulle soek die verbond en vervulling. Dis wat ons die hele tyd mee besig is. In hierdie suidland staan 'n profetiese woord. My aanbidders, waar is hulle?
oor kan die riviere van kus. Dis Vader se woord. Maar omdat Vader nou 'n bietjie voete sleep en nie regtig op ons kalender funksioneer nie, is dit daar 'n ongeduldigheid wat hier werk in hierdie boervolk. Plaas dit sê maar net als los en net volk word met al haar twak. En op hom wag. Dat sy woord oor hulle in vervulling gaan. Sarah se skoot het leeg gebly en Abraham het ook oud geword. Die stilte het klipharde ongeduld gebaar. Luister mooi. Die stilte het klipharde ongeduld gebaar. Want Abraham weet so by die verbyloop elke môre net na breakfast. Hoor jy my ou vrou, is jy al swanger? Nee. Ek het vir jou gesê is nie moontlik nie. O my hel. Ons moet vragtige plan sien met die ding. Sy kry vir Hagartjie, ek dink sy is die oplossing. En daardie dag toe bou hulle 'n alternatief waarmee jy en ek tot vanmôre toe nog mee sukkel. So dit is baie moeilik. Jy gaan nie uit die verbond uit nie. Jy kan nie die verbond bestuur nie. Jy kan nie die verbond se inhoud verander nie. Dis nie moontlik nie. Of jy's deel van hierdie verbond of jy's buite dit. Of jy wandel op die verbondspad of jy loop jou eie pad. Jy kan nie dit wysig nie, jy kan dit nie verander nie. Hulle het Hagar ingebring, nie deur rebellie nie, maar uit eie strategie. So Hagar was strategies. Hierdie volk het elke keer 'n Hagar ingebring, omdat sy strategies wou wees. Is dit reg? Dit was nie eintlik sonde nie, want dit was eie logika. Die logika sê, Vader vat te lank. Dis net logies dat ons iets aan die saak moet doen, nie waar nie? Maar ons moet die hele tyd van ons lewe en elke dag hiermee besig. Dis nie vreemd nie. Dit was nie 'n sonde teen Vader nie. Hulle het net doeteenvoudig 'n alternatief geskep. Hulle wou gesê het, Vader, ons verstaan, dit is groot probleme en al hierdie dinge, maar ons wil u net so 'n bietjie uithelp hier langs die pad. En my boete, my sis, dis oor hierdie uithelpery wat jy en ek vanmôre in 'n land sit waar ons vertrap word. Oor hierdie uithelpery. Elke alternatief vir Vader se plan is 'n afwyking van die verbond. So ons is die hele tyd besig om langs die verbond, ons eie verbondspad te loop. Ons wandel nie binne in die verbondspad wat Vader Jahwe vir ons gegee het nie. Dis nie 'n beskuldiging nie. Ek wys net vanmôre vir u uit. Hoe maklik kan 'n alternatief godsdienstig geklee word, maar hoe dit 'n pad is aan die kant, 'n parallelle pad met die verbondspad van Vader Jahwe. Maklik. Hoekom? Hy het 'n godsdienstige baadjie aan. Die vraag is, het hulle die verbond verbreek? Ek gaan jou skok vanmôre. Jy kan nie 'n verbond verbreek nie. Jy kan nie Vader se verbond verbreek nie. Jy kan nie. Wat jy wel kan doen is, jy kan 'n paar aanpassingkies maak volgens jou begrip.
En dan sê, maar dit is eintlik wat Vader bedoel. Maar jy kan nie sy verbond verbreek nie. Hy sê, hy het 'n verbond vasgemaak vir 1000 geslagte. Waar kom jy en ek vandaan? Ons kan nie daai verbond verbreek nie, maar ons kan langs die verbond begin beweeg. En dis wat met ons almal gebeur het. En ons moet by 'n punt aankom waar ons dit vir mekaar reguit sê. En wat het toe nou gebeur? Ons het begin om die verbond te bestuur volgens ons bepaalde behoefte. So elke behoefte het 'n ongeduld. Die behoefte bring 'n ongeduld. En die ongeduld bou 'n alternatief. En die alternatief baar 'n Ismael. Dis die roete, die hele tyd is ons daarmee besig. Nou, wanneer gaan dit eindig? Hulle het nie die verbond verbreek nie, maar wat hulle gedoen het, hulle het Vader se woord so 'n bietjie gesy stap. Sê, ek sien u sukkel, ons wil net gou hier 'n paar regstellingkies maak. En u moet vir my uitluister vanmôre. Binne in die godsdienst spektrum hier buite, binne in hierdie ongelooflike sterk Christelike regime op die planeet. Hier is 2,4 miljard Christene op die aardbol. En die plek is in super chaos. So daar's iets met die Christendom verkeerd. Hoekom? Want die Christendom is 'n Ismael. Dis 'n ding wat hulle gedoen het om Vader te probeer uithelp. Hagar was nie net 'n vrou nie. Sy was 'n alternatiewe verbond. U hoor nie. Sy was nie net sommer 'n vrou nie. Sy was werklik 'n alternatiewe verbond. Ismael was nie net 'n kind nie. Hy was die vrug van 'n alternatiewe verbond. Wat is dit dat ons nie kan verstaan nie? Paulus sê baie duidelik in Galasiërs 4. Hy sê Hagar is die verbond van die vlees, maar Sara is die verbond van die gees. Ons is lekker. Wat gebeur wanneer ons eie uitkomste skep? Onthou nou, 'n uitkoms word geskep omdat jy ongeduld groei. Die goed gebeur nie soos wat ek dit wil hê nie. Maar ek bid nou al 20 jaar en nog niks gebeur nie. Dan besluit jy om jou eie dingetjie te bou. En net dan word Ismael in jou lewe, jou eie Ismael word net daar gebore. Jy het jou eie pad, jy het jou eie verbond, jy het jou eie uitkoms geskep. Daar's hy. Diep moeilikheid. Ons skep 'n Ismael met ons alternatiewe. 'n wilde esel van 'n toestand. Want elke keer as ons uitkoms wat ons skep het, ons alternatief word gaga, hy kry reuk, hy val uit mekaar, daar is gemors wat daar binne gebore word. Jy moet maar so 'n bietjie by my bly. En as jy moeg word, steek net jou hand op. Dan sê ek amen. Luister mooi. Ek wil iets vir jou sê. Ismael was nie boos nie. Hy was net 'n wilde esel van 'n mens. Nou, jy moet in die skrif 'n bietjie navorsing gedoen oor 'n wilde esel. Jy kan hom nie vang nie. Jy kan hom nie mak maak nie. Jy kan hom nie inspann nie. Jy kan hom nie op sy skof 'n krappie gee nie.
Hy byt 'n stuk vleis uit jou lyf uit, hy skop jou pimpel en pers. En dis wat hierdie alternatiewe die hele tyd met hierdie boervolk gedoen het. Happe vleis uit hulle menswees gehap. Hulle stukkend geskop, flenters geskop, in die grond getrap. Haar eie Ismaels het dit aan haar gedoen. Maar waar is Vader? Ismael was nooit 'n draer van Vader se verbond nie. En wanneer ons aankondig binne in hierdie groot godsdiens arena waar binne ons nou moet wees, dat die verbond is met Isak, dan is almal kwaad. Waarom? Wat het Ismael gebring? Hy het spanning gebring. Luister mooi. Hy het spanning tussen Vader en Sara en Abraham gebring. Abraham en Sara was dadelik in spanning oor Ismael. Hoor u dit? In elke alternatief, elke Ismael wat ons aan geboorte gegee het volgens ons eie ongeduld, het spanning gebring tussen ons en Vader Jahwe. Maar ons wag op hom. Wanneer wil hy nou die besigheid regmaak? Want ons is ongeduldig. Hy het verdeeldheid gebring. Ismael het verdeeldheid gebring. Die woord sê hy sal teenoor sy broers leef. En net dit, teenoor die broers leef, is in ons geleedere in blom. Die broers leef teenoor mekaar. Hierdie volk leef teenoor mekaar. Hoekom? Die ongeduld het Ismael gebaar. Ons lees die Bybel. Sê die 10 gebooie uit ons kop uit. Quoteer die tekste so. Maar waar is Vader se blydskap? Wat het hierdie ding gedoen? Hy het konflik gebring. Luister vir my. Die volk, hierdie boervolk, is nie net met haar self in konflik nie. Sy is met alles nou in konflik. Die hele wêreld is in 'n Ismael ding. Dis konflik, sien u dit nie? Wat het gebeur? Ismael het vir die generasies wat kom 'n gawe pot ongeduld geskep. In al die generasies kan jy gaan lees soos die geskiedenis dit aangeteken. Ongeduld, 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 ongeduld. Wragtig. Na die oorwinning by Bloedrivier, toe besluit hulle gaan 'n klein kerkie by Pietermaritzburg bou met 'n rietdakkie. En sê dis die huis wat ons beloof het. 6 alternatief. En Ismael is daar die dag gebore toe hulle die rietdak kerkie ingewy het. En tot van môre toe is hierdie volke, hierdie geseënde volke, hierdie verbondsvolkie is in ongeduld ingedompel, want niks werk vir haar uit nie. Sy word vertrap, sy word geskiet, sy word vermoor, haar kinders word doodgemaak, ander nasies heers oor haar, omdat sy 'n alternatief geskep het. Beklei met my, wanneer jy jou eie planne bou, kry jy 'n uitkoms, maar nie 'n seën nie. Luister mooi. Jy kry 'n uitkoms, 'n persoonlike uitkoms, maar daar's geen seën in nie. Is dit reg?
jy kry 'n resultaat, maar jy het nie vrede nie. Reg? En dit is vir jou 'n oplossing, maar dis nie die vervulling van die belofte van Vader Jahwe nie. Ons sit met 'n ding hiersal, ons moet hom uitsorteer sonder ongeduld. Kom ons wees 'n bietjie geduldig. 'n mensgemaakte oplossing kan jou jare lank, vir geslagte lank, van die verbondspad af weghou. Hoorie, dis die einde van die jaar, ons praat so 'n bietjie, want ons het 'n pad geloop van Januarie af tot vanmôre toe, is dit nie? Sê net vir my, het ons regtig op hierdie jaar op die verbondspad geloop? Ek vra nie 'n antwoord nie, jy moet Vader loop antwoord. Het ons of het ons nie? Hoor bietjie die woord van Vader Jahwe. Die gevaar is nie dat jy sy verbond kan vernietig nie. Dis nie die gevaar nie. Wat is die gevaar? Dat jy en ek onsself kan verwyder uit die verbond waar die seën en die vrede en die geregtigheid rus. Ons kan daarvan af pad gee. Wat 'n arm toestand. Dis hy. En daar's nog enetjie. Die gevaar is nie dat Vader Jahwe jou verlaat nie, maar dat jy die pad verlaat het waarop hy jou geplaas het. Jy die pad gelos, nie hy nie. Dis almal van ons 'n probleem. Maar ongeduldigheid maak dat ek my eie pad kies. Want hierdie goed vat te lank, dit sleep voete. En al wat gebeur het, ons het onsself losgemaak van die seën. Die gevaar is nie dat die belofte sal verdwyn nie. Die beloftes gaan nie verdwyn nie. Maleagi 3:6 sê Vader Jahwe, ek het nie verander nie. En julle, Jakob, is nie verteer nie. Dis vas. Maar waar is Jakob vanmôre? By haar alternatief. Jy gaan jou vasloop in 'n Ismael seisoen. Nou jy weet, die jagters sal vir jou sê, dit is nou jagseisoen. Die maande met die erre is verby. Nou is dit jagseisoen. Maar kom ek sê vir jou boervolker, jy en ek is oor kan die riviere van Kus in 'n Ismael seisoen. Gaan luister mooi na jou eie hart, gaan oordink dit, en dan gaan kyk 'n bietjie na die omstandighede hier buite. Dan kom sê jy vir my ek was verkeerd. Hierdie waar ons nou in leef is 'n Ismael seisoen. Konflik. Teenoor. Verwoesting. Roof. Diefstal. Te lank om op te noem. Is dit die verbondspad? Natuurlik is dit nie die verbondspad nie. Maar hoe is dit dan moontlik dat ons so sukkel om die verbondspad te vat? Hoekom? Wat is verkeerd? Ja, maar jy interpreteer die skrif so en ek interpreteer, jy weet. Dis ongeduld. Die skrifte is duidelik. Dis mooi, dis reguit. As jy dit hermeneuties hanteer, gaan jy agterkom. Die trekpale het nie geskuif nie. Dis net die middelpaaltjies en die ou droppeltjies wat uithang. Kom ons stoot net die goed in lyn, man. Kom ons hou op met ons eie planne. Vader Jahwe het 'n ding wat hy vanmôre vir ons sê. Dit het begin nie by rebellie nie, nie by sonde nie, nie by ongeloof nie, want ons is alregtig gelowige mense, is dit nie? Ag, bly nog 10 minute by my. Dan kan jy huis toe ry en 'n Sondagmiddag slaapie vat, maar moenie hier sit en slaap nie. Daar's hy.
Hoor nou mooi. Hoor nou mooi. Weet jy waar dit begin? Kom ons praat gou op 'n boere manier met mekaar. Waar het al hierdie twak begin? Die eerste een is oorhaastigheid. Oorhaastigheid. Die tweede ene is sy ou maatjie, ongeduld. Ons ken hom baie goed hoor. Ongeduld. Die derde een is ek sal self. O, ken julle daai enetjie? Daar 'n gawe oefennoot in jou lewe, nee. Ek sal self. Ek sal myself red, ek sal self verstaan wat in die Bybel geskrywe is, en ek sal self my vriende uitkies, en ek sal self dit, en ek sal self dit. Ken julle hom? Nie sit en lieg nie. Ek sal my eie pad skep. Ek sal my eie deur oopmaak. Ek sal my eie uitkoms bewerk. Ken julle dit goed? Weet jy wie praat hierso? Ongeduld. Ongeduld. Kom ons praat nou, maak ons klaar. Die terugroep van Vader Jahwe. Dit beteken dat hy weet waarmee ons besig is. Is dit nie waar nie? Ja. En wat doen hy? Hy begin ons terugroep van ons verbondspad na sy verbondspad. Wat 'n wonderoomblik in elkeen se lewe. Is dit nie waar nie? In Genesis 17:21 sê Vader vir Abraham: maar my verbond sal ek oprig met Isak wat Sara vir jou ander jaar op hierdie tyd sal baar. Weet jy wat? Dis nie 'n straf nie. Weet jy wat is dit? Dit is magtige herstel. So Abraham het 'n verbondspad gevat. Vader vat vir Isak en hy sit hierdie geslag terug binne in die verbond. Is dit nie wonderlik nie? Maar hy mos nou met jou ook so besig gewees. Ons het ons eie verbondspaaie geloop. En het allerlei soorte name gehad tot vanmôre toe. En Vader het ons uitgetrek van al hierdie duisende paaie. En hy bring ons terug en hy herstel ons binne in die verbondspad. Ek dink hy verdien baie meer lof en eer en danksegging. Wat 'n wondergoddelike aksie in ons lewe. Dis nie 'n oordeel nie. Hy herposisioneer sy verbond. Hy sit weer sy verbond in die middel van sy bedoeling terug. Hy is nou daarmee besig. Dis hoekom jy hier sit. Vader Jahwe sê eintlik in effek: kom weg van jou eie plannetjies, kom weg van jou eie alternatiewe. Val in by my beloftes. Val in my tydsbepaling. Val daarin. Dan is jy op my verbondspad. Nou, net om gou 'n bietjie weer oor die hele ding te hardloop. Ken jy jou Hagar-plan in jou eie lewe? As jy hom nie ken nie, kom ons help om hom te identifiseer. Elke gelowige het 'n plek waar hy of sy versoek word om Vader Jahwe uit te help. Kan ek hom weer mooi herhaal? Elke gelowige het 'n plek waar hy of sy versoek word om Vader Jahwe uit te help. Ek sê, ken jy jou Hagar-planne? Hierdie is een van hulle. Kom ons kyk na die volgende ene. Jy wil verhoudings self bestuur. En as hy nie wil werk nie, dan forceer jy die verhouding. Oh, 'n lekker Hagar-plan daai, is dit nie? Ja, hoor die volgende ene. Ek sal my eie deur, as hy toe is,
oop skop as ek nie anders kan nie. As 'n Hagar plan. Ek sal my eie finansies manipuleer. Hoor julle hierdie ding? Ek sal my roeping self bepaal en sy uitkoms daarvan self skep. Dis 'n Hagar plan. En jy kan enige ding word wat jy wil. 'n Tandarts ook. Jy kan enige ding word. Maar jy moet op 'n verbondspad wees. Dis hy. Ons is nie daar nie. As ek nie geseën word nie, dan vervaardig ek 'n seën. Wat is seëning? Wat is 'n seëning? Kom ek vertel vir jou, buite die verbondspad is daar geen seëning nie. 0. Wanneer Vader jou seën, seën hy jou omdat jy op die verbondspad is. Dis eenvoudig. Hier is nog enetjie. Hier is nog enetjie. Vader Jahwe sê vir elke boervolker vandag, wyd en suid, hou op om Ismaels te verwek. Oorgeset synde, hou op om my te wil uithelp. Of nog beter gesê, hou op om jou eie planne te verheerlik. Hou op. Want as jy dit doen, is jy nie op my verbondspad nie, sê Vader. Los jou selfgemaakte uitkomste. Ek wil graag 7 Desember 2025 in hierdie Witbank gemeente en vir al hierdie ouetjies wat wêreldwyd na die uitsending sal kyk, die volgende sê. En ek het hom hier geskryf, ek wil hom lees, dat ek hom nie verkeerd sê nie. En dan luister hy hom, en dan vat hy hom, en dan vat ons mekaar se hande, en dan loop ons op die verbondspad. Wat die wêreld ook al sê, het niks met ons uit te waai nie. Maar die vrede en die vreugde vir Vader, dis vir ons belangrik. Dan vat ons daardie pad. Kom terug na die pad van gehoorsaamheid, geduld en 'n vaste wete. Los geloof 'n bietjie uit. Geloof is 'n relatiewe begrip. Hoor mooi. Kom terug na die pad van gehoorsaamheid, geduld en 'n vaste wete. Want net op hierdie pad lê die Isak verbond en die seëninge van daardie verbond. Ek dank u.